Het jy geweet dat voordat jy die Bybel wat jy lees, eers prakties begin toepas in jou lewe, sal jy nooit die krag van God sien manifesteer in die dinge wat jy doen en in jou alledaagse lewe nie. Baie mense lees die woord, maar hulle glo nie die woord nie. As hulle die woord werklik geglo het, sal hulle toegepas het dit wat die woord sê. En eers die oomblik wanneer jy dit toepas, dan kan die krag van God in jou lewe manifesteer. Reinhard Bonnke het altyd gesê, wat help het, jy werk in 'n seepfabriek, maar jy bly nog steeds vuil. Dis eers wanneer jy die seep vat en jy begin dit toepas op jou liggaam, wanneer jy skoon begin raak. So dit help nie, jy sê, jy gaan kerk toe, jy lees die Bybel nie. Dis niks, dis dieselfde as 'n ou wat vuil ingaan by die seepfabriek, hy werk daar binne, maar hy bly nog steeds vuil. Nee, is eers wanneer jy sê, ek gaan kerk toe, ek glo wat dit sê, dan doen ek wat dit sê. Nee, ek lees die Bybel, ek glo wat dit sê, ek doen wat dit sê. Jakobus 1 vers 22 sê, iemand wat net 'n hoorder van die woord is, maar nie 'n dader van die woord is nie. Soos 'n ou wat homself in die spieël kyk en heeltemal vergeet hoe hy lyk. Ek en jy moet hoorders wees en daders van die woord wees. Nou op Psalm 67 is daar so 'n skriffietjie wat sê, wanneer die mense God prys, dan sal die aarde 'n oes oplewer. En eendag staan ek en Nadia en my skoonma, ons is op pad Brazil toe, ons vliegtuigkaartjies is geboek, ons hele ministry trip wag vir ons. Terwyl ons by die lughawe staan om in te check, sê die vrou vir ons, sy kan ons ongelukkig nie op hy vliegtuig sit nie. Ons vra maar hoekom nie, hulle sê nie, jy moet 'n yellow fever kaart hê. Ek sê, maar wat sê yellow fever kaart? Nee, die vrou sê, jy moet hierdie inspuiting kry vir yellow fever, en dan moet jy 10 dae wag, voordat hulle jou uit die land uit kan laat gaan. Hier, toe daai vrou dit sê, toe begin ek dans. Ek sê, nee, ons gaan Brazil toe, Ek sê, my vrou, kom kap hom. My vrou begin dans, ons gaan Brazil toe. Ek sê, skoonie, kap hom, my skoonma. Skoonie, kap hom, ons kap hom, ons het lekker, ons het huppel in die stappie, ons dans, ons gaan Brazil toe. Terwyl ek besig was met dans voor daai vrou, sê daai vrou vir my, just leave your bags here, go down the hallway, go down. Daar is 'n plekkie, gaan kry jou inspuiting en kom terug, dan try ons hierdie ding. Kaps, gat ons af onder toe, kry inspuiting, yellow fever kaart, daar gat ons, klim ons op die vliegtuig, vlieg ons Brazil toe, toe is ons 11 dae in Brazil. Hoe goed is God, dat as ons net 10 dae of 9 dae, kon ons heel moontlik nie teruggekom het van die ander kant af, maar hulle het ons deurgegaan van hierdie kant af, daar skiet ons Brazil toe, kom ons terug, hierdie kant toe, yellow fever kaart, alles uitgesorteer. Was nie 'n moeilike triek geweest nie. Ek weet dat die woord sê, dat wanneer ek dans en God prys, dan sal die aarde 'n oes opbring. Nou ek het saad in die grond ingesit, en ek wag vir 'n oes in Brazil om te kan gaan, want daar's 'n groot oes, 'n sieleoes aan die ander kant, wat op pad. Daai week het ons siele gewen, laat dit links en regs, jy kan nie glo baie siele ons gewen het, in daai paar daggies wat ons daar aan die ander kant was, maar ons het gedans om deur te kan kom. En baie keer moet ek en jy, kan ons nie net staan, ek kon gegaan en sê, ag Jesusie, dis nou jammerte, sorry, ons kanselleer die trip, verloor maar die vliegtuiggeld, dan gaan jy, nee, God het ons geroep vir Brazil, ons gaan nou daar gaan bedien, daar's 'n groot sieleoes wat vir ons wag, ons sal op daai vliegtuig klim, ons gee nie hoe dit lyk nie, as ons nou met 'n fool vir Jesus wees, dan gaan ons 'n fool. Jy weet die Engelse sê, if you can't be a fool for Jesus, who can you be a fool for? Kap ons het dansie, dans ons, lekker, dans ons vir voorspoed, kry ons daai yellow fever kaart, skiet ons Brazil toe en ons kom terug. Ek wil jou aanmoedig, moenie net 'n hoorder van die woord wees nie. As dit daar binne kan staan, pas dit toe in jou lewe. Laat dit aktief en lewendig begin raak. Hebreërs sê dat die woord van God is soos 'n tweesnydende swaard. Dit is aktief en is lewendig. Dit sny tussen murg en been, siel en gees. Dit is aktief en lewendig. Laat dit lewendig in jou lewe raak, sodat mense daar buite kan sien dat Jesus 'n werklikheid is. Jesus is nie net 'n storie of fiction of 'n goeie dingetjie om in te glo nie. Jesus is lewendig, my vriend, en hy lewe in jou en wil deur jou leef. Vader, ek dank U in Jesus se naam vandag. Mag ons nie net hoorders van die woord wees nie, maar daders van die woord wees. Wat dit wat ons lees eintlik glo, en dit wat ons glo eintlik doen, sodat U verheerlik kan word deur ons lewens. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.